Goeiedag, dit was vir my wonderlik geweest om hierdie afgelope week saam met jou te reis rondom hierdie gedagtes van hou mekaar vas. Hierdie week van Pinkster, waarin ons nagedink het ook oor die werk van die Heilige Gees in ons lewens en oor hoe die Heilige Gees se werk ook binne in ons gemeenskappe enigstens neerslag sou kon vind. So van die temas wat ons die afgelope tyd oor gepraat het was hou mekaar vas aan die tafel van die Here vir die nagmaal. Hou mekaar vas met vurige ywer. Hou mekaar vas selfs met vurige kole. Hou mekaar vas deur te dien. En by hierdie geleentheid praat ons daaroor, hou mekaar vas deur geesdrif en liefde. Ja, liefde het ons mos nou al baie keer gesê, is 'n werkwoord. Liefde is iets wat binne in ons lewe werklik ware gestalte behoort te kry. Liefde is daardie ruimteskepende handeling waardeur ons ander mense realiseer dat hulle ook weer kan wees wat God bedoel het of meer kan wees dit wat God bedoel het dat hulle behoort te wees. Kom o lig en verlig die duister in my. Kom o lewe en wek my uit die dood. Kom groot geneesheer in heel my wonde. Kom vuur van goddelike liefde en verteer my sonde. Verwarm my hart met u liefdesvlam. Kom my koning, kom sit op die troon van my hart en regeer my lewe, want u alleen is my koning en my Heer. Amen. Genade vir jou en vrede van God wat gekom het, wat weer kom en elke dag ook in jou lewe kom. Ek wil graag gedeeltes met jou deel nog steeds rondom Romeine 12, gedagtes wat ons dalk enigstens so 'n bietjie oor en oor met mekaar deel. Maar voordat ek hierdie gedeelte saam met jou en hierdie gedeelte saam met jou gaan lees en sommer net saam met jou gaan gesels rondom hierdie tema, wil ek so in die onderskeiding van God se stem ook hierdie gebed met jou deel van Richard Foster en saam daarmee ook vanuit die blydenis van die geloof van Willem Jordaan ook iets met jou deel. Gees van die lewende God, wees die tuinier van my siel. Hoe lank wag ek nou al op u, stil in die koue winter van my siel, maar nou in die kragtige naam van Jesus Christus waag ek om u te smeek. Hark weg die dooie blare van die verlede. Vergruis die harde kleite van my weerbarstige gewoontes en groewe. Werk diep in my in die ryk kompos van nuwe visie en vreugde. Plant diep in my siel u lewegewende woord. Versorg, gee water. Koester my hart totdat die nuwe lewe in my ontkiem, groei en blom. Amen. En dan ook vanuit die blydenis van die geloof van Willem Jordaan. So 'n stuk geloofsbelijdenis wat hy geskryf het, gebaseer ook op die geloofsbelijdenis wat ek en jy so goed ken. Hierdie gedeelte rondom die Heilige Gees en ook oor die kerk van die Here. Want ons praat eintlik mos maar in hierdie hele week oor die kerk van die Here. Ons praat eintlik die hele tyd oor die liggaam van Jesus Christus. Ons praat oor die liggaam van Jesus, soos wat dit gelyk het ook daar in die vroeë kerk. En aan die ander kant hoe dit in Rome gelyk het, die uitdagings wat hulle gehad het, en oor hoe dit uiteindelik ook daar by hulle behoort te wees. 'n Gemeente wat Paulus verlang het om uiteindelik ook by hulle te wees. Hy sê, ek glo in die Heilige Gees, die wind van God, wat oor die leegheid van my lewe waai en die koers bepaal weg van myself van Tarsus na die nood in Ninive. Ek glo in die kerk wat uit Christus groei tot nuwe skepingswerk om alle mense met geloof en liefde te verbind aan die koninkryk van God se kind. Hou mekaar vas deur geesdrif en deur liefde. Oorwin die kwaad, sou ons ook vir mekaar kon vra, maar hoe? Deur liefde wat ons een
nuwe band sou gee. Ons dien mekaar, met ander woorde, in liefde. Liewe vriende, ons leef in die bedeling van die Gees. Ons leef in daardie bedeling waar ons weet en besef dat die Heilige Gees uitgestort is as die Gees van Christus. Ons weet dat Christus deur sy Gees ook binne in hierdie bedeling by ons teenwoordig is. In die afgelope tyd het ons ook vir mekaar gesê dat ons nie moet traag wees in toewyding nie, maar dat ons geesdriftig moet aanhou om die Here te dien. En het ek die verwysing gemaak die hele tyd eintlik na daardie skildery van Emile Nolde, wat hy geskilder het rondom Pinkster, van hierdie 11 figure wat by mekaar is op Pinksterdag. En ons weet mos nou wat het op Pinkster gebeur, dat die Heilige Gees uitgestort is. By daardie fees wat plaasgevind het, so 10 dae na die hemelvaart van die Here Jesus. En as hierdie prentjie vertel iets van as die Gees uitgestort is op hulle en tonge soos van vuur op elke ene van hulle gekom het en die verandering wat tussen hulle gekom het as daar enigstens verdeeldheid was, dat hulle al hoe nader aan mekaar gekom het en by mekaar uiteindelik uitgekom het en dat hulle verby kon lewe oor die verskille wat daar sou kon wees, as Petrus iemand sou wees wat kon verloon, en aan die ander kant, Thomas iemand sou wees, wat gesukkel het om te glo, dat hulle met blydskap lewe, dat hulle iewers georiënteer word vir 'n nuwe vorm van bestaan, en dat vanuit die werk, en deur die werk van die Heilige Gees, en vanuit hierdie mense se werk ook, die kerk van Jesus Christus volgens sy belofte, dat die Heilige Gees oor hulle sal kom en hulle getuies sou wees in Jerusalem, sowel as in Judea en die hele Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld, dat dit sou vergestaan. Vraag wat iemand by geleentheid vra, in die naam van Kenan Callahan, wat vra, wat bring vir ons energie? Wat is die energiefaktore? Wat is die transformasieagente wat ons binne in ons lewe, wat ons nodig het binne in die kerk? Wat is dit wat ons nodig het om werklik waar energie te hê, om vorentoe te gaan, om verskil te kan maak en verskil te kan wees? En die woorde wat hy daarvoor gebruik, as ek die Engels mag gebruik, is compassion, community, hope. En al hierdie dinge het uiteindelik met liefde te doen. Compassion wat te doen het met deernis, omgee, om 'n erbarming, om 'n hart vir iemand te hê. Community, gemeenskap tussen mekaar, mense wat uiteindelik, kom ons sê, as ek praat oor die compassion, om iets te hê van God se liefde vir ons en die deernis wat hy vir ons gehad het vir verlore mense. En community, die gemeenskap skepende Here, wat deur sy liefde en deur sy Gees inderdaad ook mense by mekaar bring, dat hulle 'n werklike eenheid ook met mekaar kan wees, ten spyte van die verskeidenheid wat tussen mense ook kan wees. En die ander, wat is hoop, gebore vanuit die liefde van God wat hy vir die wêreld het, en die liefde wat hy vir ons gehad het, en die wyse waarop dit sigbaar geword het, dat ons nie anders kan as om ook met hoop te kon lewe binne in ons bestaan, en ook hoop te versprei na ander. Wanneer hierdie 3 faktore van deernis, van gemeenskap, van hoop, wat gebore is vanuit die liefde van die Here, en deur die Heilige Gees ook binne in ons lewe gegee word, wanneer dit teenwoordig is, dan is daar energie, dan is daar lewe wat aan die gang is. Want goddelike ontferming en liefde is die dryfveer tot 'n
offergestalte. En daarom dat die teks ook sê, op grond van die groot ontferming van God, doen ek 'n beroep op julle, nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Met ander woorde, op grond van die groot liefde, die groot uitreik, die groot dink aan van God binne in ons lewens, wat 'n werklikheid binne in ons lewe geword het, beteken dat ons self ook hierdie mense kan wees, wat offervaardig kan wees, wat ons self kan weggee, wat ons kan weggee vir God, maar wat ons ook kan weggee vir mekaar, want dit beteken dat ons gedryf word deur daardie selfde barmhartigheid, daardie selfde omgee, daardie selfde passie, wat ook in Christus was, wat ook in die Here elke dag is. En saam daarmee beteken dit dat ons ook nuut gemaak word binne in hierdie proses. Dat op grond van hierdie werk wat binne in ons lewe gebeur het, ons nie op dieselfde manier enigsins in ons lewe kan aangaan nie, as ons in 'n wêreld van liefdeloosheid sou leef, in 'n wêreld van verdeeldheid, van verskille sou leef, en dit sou beklemtoon, dan sou ons nie die liefde van die Here regtig kon versprei nie, kon ons dit nie sigbaar maak nie. En daarom het ons ook, beteken dit dat ons ook in ons gedagtes, dat ons God moet toelaat om ook ons gedagtes, ons manier van dink oor God en ook oor ander, oor die wêreld te kom verander, dat die Heilige Gees iewers van ons skoon doeke kan maak, waarop hy kan skrywe, en wat hy daarop kan skrywe, wat hy daarop kan teken, is ook iets van die oorgegewenheid, iets van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ook is. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Om 'n alternatief te wees, het ons ook in die week gesê, maar dat God ons verander deur ons denke te vernuwe. Met ander woorde, dat ons werklik die metamorfose moet ondergaan, wat deur ons nuwe denke wat die Here vir ons wil gee, want dan onderskei ons wat die wil van God is, wat vir hom goed is, wat vir hom aanneemlik is, wat vir hom volmaak is, want hierdie hele gedeelte staan uiteindelik binne in die teken van die nuwe lewe wat ons ook in Christus Jesus kan hê, en waarmee ons ook behoort te funksioneer. Binne die gemeente in Rome het ons vir mekaar gesê al, aan die een kant het hulle die bedreiging gevoel van die heidense wêreld wat hulle kon omslurp. En aan die ander kant was daar die gevaar dat hulle deur onderlinge verskille uitmekaar kon skeur. En dis aan hierdie mense wat Paulus sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dat julle kan lief hê, dat julle anders kan dink, dat julle anders kan doen, dat julle 'n voorbeeld lewe kan lewe, wat tot voordeel van die wêreld sou wees. Vir my aangrypend elke keer wanneer ek hierdie woorde lees in Romeine 12 vers 3, wat sê, kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elke ene van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, dat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Want is dit uiteindelik anders as veranderde denke waarmee 'n mens lewe, om anders te dink oor jouself, die gawes wat jy het, ander mense, en werklik waar
ook niet te kan dink. Want hierdie manier van dink beteken nie net om nie net in Christus te wees nie, maar om ook soos Christus te dink en te leef. Dit beteken op 'n nuwe manier soos Christus te dink oor God, oor mekaar en te dink oor ander mense. En die vraag is nogal altyd, hoe lyk ons harte? Hoe lyk die liefde wat binne in ons harte behoort te wees? As ons vir onsself sê, ons hou mekaar vas met geesdrif, met liefde, hoe lyk dit binne in ons? Hoe lyk hierdie agape liefde binne in ons? Hierdie liefde wat sê, ek is vir jou lief, ten spyte van wat jy is. Want dit is uiteindelik oor hoe die Here ons lief het, nie omdat ons so perfek is nie, maar ten spyte van die feit van oor hoe hulpeloos uiteindelik ons kan wees. In vers 9 sê, die liefde moet opreg wees, verafskiet wat sleg is, hou vas aan wat goed is, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar, wees mekaar daarin tot voorbeeld. Met ander woorde, om iets van hierdie Philadelphia te kan beoefen, om liefde vir die broers en vir die ander gelowige mense, vir die ander mense uiteindelik te kan hê. Dit veroorsaak dat die gemeenskap ook anderster kan lyk, nie meer dieselfde as wat dit was nie. Liefdes, kerk is 'n gemeenskap. Is 'n gemeenskap waar binne in ons lewe, dis 'n gemeenskap wat ons sê partykeer half bietjie met grys grense, omdat ons ook in ons menswees enigstens van mekaar kan verskil. Maar dan wil hierdie grense eintlik so stippellyne binne in ons lewe lyk, eerder as wat dit soliede lyne is wat ons van mekaar skeer. En daarom dat hy sê, help die medegelowiges in hulle nood, lê julle toe op die gasvryheid, met ander woorde op die philoxenos, die liefde ook vir die vreemdeling, om ruimte te maak vir iemand anders binne in jou lewe, want dit is wat liefde doen, is om ruimte te maak. Dis 'n ruimteskepende handeling, het ek gesê. Dis 'n suurstoftent, dis 'n plek wat asem gee, en die kerk word en behoort die gestalte daarvan te wees, want as daardie gesig binne-in is, as daardie gesig binne in die gemeente, in die vroeë gemeente was, as daardie gesig binne die gemeente van Rome was, as daardie gesig binne in ons geloofsgemeenskappe is, dan word dit hierdie aantreklike wêreld waar binne mense omhels kan word en waar binne in hulle tuis kan voel, waar binne in hulle ondersteun kan word, waar binne hulle heel kan word. Dit is interessant dat as Paulus ook praat met hierdie gemeente in Rome, wat as ek by herhaling dit kan sê, waar hy nog nooit gewees het nie, dat hy in Romeine 13 ook oor die skryf oor die wet van God en die evangelie, dat hy bepaalde riglyne ook vir hulle gee in terme van die liefde, want die implikasies wat dit ook vir ons moet hê. Wat sê dit? Liefde is die volle uitvoering van die wet. Romeine 13 vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Ons kan so baie dinge aan mekaar skuld en in die skuld by mekaar wees. Ek dink sommer onwillekeurig aan daardie woorde, as jy by die altaar kom om jou offer te bring en dit val jou by dat jou broer teen jou iets het, gaan 'n maakie saak met hom reg en kom dan terug en bring jou offer. Nie net alleen wanneer jy iets teen iemand anders het nie, maar wanneer jy ook kan agterkom dat iemand anders ook iets teen jou kan hê, en daarom ook hierdie ding van ons moenie iemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Dis die grootste ding
die grootste skuld waarin ons ten opsigte van mekaar kan wees. En die Heilige Gees wil hierdie liefde van God ook binne in ons kom bevestig, want wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. As ons mekaar lief het. Dis mos maar wat Matteus 22 ook sê, julle moet die Here julle God lief hê, met jou hele hart en met jou siel en verstand, maar ook jou naaste soos jouself. En as jy jou medemens lief het, voer jy die volle wet van die Here uit. Want wat sê dit in vers 9? Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in die een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Ons leef, soos wat ek in hierdie week ook al gesê het, ons lewe in hierdie tyd van die messiaanse koninkryk van God wat besig is, en van Christus wat besig is om volledig ook deur te breek. Ons lewe letterlik in die laaste dae. Dis waarin ons lewe. Ons lewe onder die heerskappy van Christus in hierdie tyd as hoof van sy kerk. Ons lewe iewers ter iets van hierdie gesindheid waar die kroon van belangrikheid afgehaal word en letterlik vervang word met 'n doringkroon waarmee ons lewe, 'n stuk offervaardigheid, gedrewe in hierdie era, gedrewe deur die Heilige Gees wat kom en dit wat Jesus gedoen het binne in ons harte en lewens wil bevestig dat ons inderdaad daaruit kan lewe. En nou sê vers 11 in Romeine 13, en dit alles is nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag is amper verby, dis amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Want die logika van die godsdienst in die tyd van die Messias is anders as die logika voor die Messias. Die logika voor die Messias is die logika van afwagting. Die logika na die Messias is die logika van deelname. Na die Messias ontvang gelowiges nie net barmhartigheid, hulle word medewerkers wat barmhartigheid uitdeel. Elke ene van die opdragte gaan dan oor die bemiddeling van barmhartigheid. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid betoon word. As hy terug kan gaan na die begin, om ook te sê, gemeentes, soos in Rome moes ook families wees, soos in Handelinge, wat doen, vir mekaar omgee, wat op mekaar aangewese was, saam met mekaar geëet het, gedeel het, in hulle maaltye, hulle belangrikste byeenkomste, wanneer hulle brood geëet het, het hulle herinner aan die liggaam van Jesus wat gebreek is. Wanneer hulle wyn gedrink het, het hulle herinner aan Jesus se bloed wat gevloei het. Tydens die etenstye het daar onder andere ook onderrig plaasgevind. En daarom Paulus se oproep, stel julle self, gegrond op God se barmhartigheid, stel julle liggame beskikbaar aan God as lewende en heilige offers, wat vir God afgesonder is, wat vir God welbehaaglik is. Want in die tyd van die Messias is hierdie offers lewende mense, wat vir God beskikbaar is, en hoe? Ook vir mekaar. Ek het so 'n prentjie wat sê, 'n sertifikaat van deelname. Deelname aan wat? Deelname aan die liefde van God. Genevieve Graves se gebed gaan om hulle lief te kry wat ek nie lief het nie. Here, U wat hierdie mense lief het wat ek nie wil verdra nie. U wat die harte ken van hulle wat ek nie kan verstaan nie. U wat die innerlike worsteling ken van hulle wat ek ignoreer. U wat die goeie motief sien in die houdings wat ek as skynheilig beskou. Open my oë en my hart
U ken my beter as wat ek myself ken. U het my liewer as wat ek myself ken. Here, leer my lief hê met u liefde. Here, ek bid dat ons mekaar dan inderdaad in die met geesdrif, onder leiding van die Gees, ook sal vashou met liefde in hierdie tyd, met die voorbeeld van u liefde wat deur die Gees ook in ons hart, waarvan ons nie alleen kennis neem nie, maar in ons harte dit ook wil bevestig en laat dit deurwerk waar ons kerk is en waar die kerk die strate en die paaie van die wêreld bewandel. Mag u liefde ook hierdie stuk grondwet van u koninkryk ook sigbaar wees binne in die hele wêreld en mag u koninkryk kom. Here, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek bid dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou sal wees en bly totdat Jesus kom. Amen. Jy moet baie mooi bly. Groete.